te sê dat ek baie uitsien na die sinode. Ek dink dit is baie opwindend altyd om so by mekaar te kom en vir so 'n week gefokus te kan dink oor klomp belangrike kwessies vir die kerk. En ek dink ons ook lekker mense, dit is altyd lekker by so 'n sinode sitting, so ek sien baie uit daarna. Ek sou verkies om te praat van die hoop wat ek het, ook omdat die sinode sitting se tema van jaar te maak het met hoop. As ek een ding moes kies, sou ek sê dat my hoop met hierdie sinode sitting en met kerklike vergaderings oor die algemeen, is dat ons met integriteit sal omgaan. So vir my is die tema van profetiese getuienis is ontsettend belangrik. Gistermiddag is die standbeeld van Cecil John Rhodes verwyder van UCT. Op die oomblik is daar groot gesprek oor standbeelde in Suid-Afrika. Ek dink daar's 'n klomp publieke kwessies waarby ons moet betrokke raak, maar nie net na buite nie. Ek dink ook binne in die NG Kerk en binne in die NG Kerk familie is dit belangrik om 'n diversiteit van stemme te hoor. Een van die goed waaroor ek baie sterk voel, is dat ons 'n kapasiteit vir diversiteit moet bly ontwikkel. Ek dink soms dat kerklike vergaderings, nie net so sinode sittings nie, ons dalk juis soms nie help nie. Omdat ons so gewoond raak daaraan om oor goed te praat, en mooi te praat, en vroom te praat oor goed, veral in die kerk, maar dit beteken nie dat ons noodwendig by die hart van die kwessie uitkom nie, en ek dink nie dit beteken noodwendig dat ons altyd eerlik is met mekaar nie. So ek dink dit kan presies die teenoorgestelde uitwerking uitoefen partykeer. Maar my hoop is dat die manier hoe ons by sinode sittings praat, hierdie sinode sitting, maar ook ander kerklike vergaderings, toenemend deurdat ons ander mense se stemme wat nie gewoonlik gehoor word nie ernstig opneem, dat dit ons in staat sal stel om te reformeer, om nie bloot net te verander nie, want ek dink daar is ook nie veel van 'n kuns daarin om net van standpunt te verander nie, of for that matter om net oor elke publieke kwessie of elke kwessie wat ons dink die kerk, die NG Kerk raak, bloot net 'n verklaring uit die moderatuur bloot te stel nie, of bekend te stel nie. Ek dink as ons op 'n dieper vlak met mekaar kan eerlik wees en kan engage en toelaat dat ons mekaar ook bietjie druk, ons mekaar se grense druk, dalk selfs ons opinies verander in die proses en die manier hoe ons dink het verbreed, dat dit moontlik sou wees om te reformeer. Ook nie dan net te reformeer asof reformeer en verandering die enigste aspek is nie, maar ook volgens die Bybel, so secundum verbum Dei, dat ons konstant besig sou wees om ons konteks in die Bybel te lees en te oorweeg en te interpreteer en saam na te dink oor wat die eise en die verantwoordelikhede, maar ook dan die moontlikhede sou wees in die proses. En as ons dit by die sinode sitting kan doen in Mei, dink ek dit sou ontsettend sinvol wees en sou dit vir my hoop gee, ook vir vorentoe.